Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgensgerand besprekings en Dorien Loubser van Algoa FM sluit volgend by ons aan. Goeiemôre Dorien. Goeiemôre Pierre en Jennifer. Dorien, ons begin vandag by die SASSA paniek. Ja, vandag is die sperdatum vir SASSA die wat toelaat kry om van hulle geel kaarte oor te skakel na die swart postbankkaarte. Nou ons weet hierdie datum is al reeds geskuif en hulle gaan dit nie weer skuif nie en daar's meer as 1 miljoen mense wat nog nie oorgeskakel het na hierdie nuwe kaarte nie. So duidelik is daar groot paniek wat onder diegene lê wat van hierdie toelaag moet kry. En nou sê hulle daar sal geld beskikbaar wees by poskantore vir diegene wat nog nie oorgeskakel het nie. En Postbank het net oor die 500 poskantore uitgeken. Nou sê hulle wat van die lang rye wat gaan saamdrom by die poskantore. Gaan daar genoeg geld wees vir by die poskantore? En ek praat uit ondervinding veral tydens COVID in die dae wat daar uitbetalings was vir SASSA en aan rowers het geweet, hier kom groot geld by spesifieke poskantore, veral in die klein dorpies kon jy maar verseker geweet het dat daar 'n gewapende rooftog sou gewees het. So die Good Party het ook gister gesê hierdie hele oorskakelingsproses van die ene kaart na die ander kaart was een groot ramp. Was daar genoeg bewusmaking? Het almal geweet dat hulle moet oorskakel Dorien? Was daar lank genoeg tyd vir almal om oor te skakel? Wel, dis een van die dinge wat die Good Party gesê het, is dat diegene wat werklik die boodskap aan oorgedra moes word, is mense wat in landelike gebiede woon, wat dalk nie noodwendig toegang het tot die internet nie. Hulle moet 'n taxi vat om poskantoor toe te gaan of om hulle weeklikse inkopies te gaan doen en hulle reken dat die mense wat regtig hierdie boodskap moes kry, nie hierdie boodskap en inligting gekry het nie. Dorien, as jy nou daar opdaag met die verkeerde kaart, gaan hulle jou net wegwys. Hulle gaan jou wegwys, ongelukkig. Jy gaan egter nie die geld verloor nie, want hier kom 'n hele proses van hoe jy geverifieer moet word. Hulle sê dis nou om korrupsie uit te skakel. So, as jy nog nie oorgeskakel het nie, jy kan nog geld kry met jou ID-boekie, maar dan moet jy poskantoor toe gaan. En as jy dit dan nou nie doen nie, daai geldjies bly nog gebonde aan jou ID-nommer, maar dan kry jy eers jou geld in Mei maand. So wat van April? Sjoe, ja, groot vraag en dis definitief iets wat mense sal dop om te kyk hoe die proses dan nou werk. Dan oor na die buiteland en ruimtevaarders verwelkom deur dolfyne. Ja, SpaceX het regstreeks uitsending gehad van hoe hierdie kapsule teruggekom het aarde toe. Ek weet nie of julle dit gekyk het nie. Ek wil nooit ruimte toe gaan nie, maar dit fascineer my altyd. So ek het gekyk daarna. Ek was een van die meer as 2 miljoen mense wat gekyk het hoe hierdie kapsule in die see val. En dit was nie baie lank nie, toe is daar 'n skooldolfyne wat rondom hierdie kapsule swem. Nou, ek weet nie of hulle daar was om hulle te verwelkom en of hulle net daar was omdat hulle bloot nuuskierig was nie. Maar die hele proses van hoe hierdie ruimtevaarders uit hierdie kapsule uitgehaal was vir my baie fascinerend. Hoe die kapsule op 'n boot gedra moes word, hoe dit presies op die regte plek gestasioneer moes word en die hele proses van hoe om die mense uit die kapsule uit te kry. Ons weet 2 van hulle was vir 9 maande in die ruimte en nog 2 vir 6 maande en dan nou al die toetse waarin hulle onderwerp gaan moet word om te kyk hoe die liggaam gereageer het om so lank in die ruimte te wees. Dis fascinerend. 2 van hierdie ruimtevaarders is veronderstel om net 'n week in die ruimte te wees. En hulle is toe nou 9 maande in die ruimte. Hulle was Junie laas jaar is hulle met die Boeing ruimtetuig op boontoe wat deur Boeing vervaardig is. En dis nou SpaceX se tuig moes hulle gaan haal nadat die Boeing tuig sal mense maar sê nie veilig genoeg was om hulle terug te bring nie. Nou is dit alweer Elon Musk wat se maatskappy wat die ruimtevaarders red. So hy maak nog 'n redelike bemarkingspunte of 3 hier.
Wel, Elon Musk, soos julle weet, gaan deur 'n moeilike tyd met sy Tesla aanlegte, maar hy het nou deur hierdie redding het hy nou basies vir Amerika gewys dat in terme van ruimtevaardery en die toekoms daarvan kan hulle nie sonder sy maatskappy SpaceX vorentoe gaan nie. Boeing wou natuurlik glad nie kommentaar lewer nie en dit was vir my interessant geweest dat die Withuis, Donald Trump, het nou die eer gekry dat dit hy was wat die ruimtevaarders teruggebring het, maar nee, dit was 'n kapsule van SpaceX en alles het klop disselboom verloop om hulle terug te bring. Ja, nee, ek weet ook nie of ek 9 maande in die ruimte sal wees nie, Dorien. Ek is saam met jou daar, maar ek hoor jou. Terug op tuisbodem in taxi-geweld in die Oos-Kaap. Daar is gister 'n groot taksibaas in hegtenis geneem in Oos-London op 'n reeks klagtes, moord, poging tot moord, onwettige besit van 'n vuurwapen en dit volg net 'n dag nadat 'n voormalige raadslid van SAA in Midrand in hegtenis geneem is. Nou sy word ook met sekere van hierdie klagtes verbind en hulle bring haar nou af ook na Oos-London toe om hier te kom verskyn. Nou vandag gaan die Oos-Kaapse Departement van Vervoer 'n vergadering hou in Oos-London met die nasionale taksivereniging SANTACO, want nou word selfs rylopers geteiken, normale mense wat in hulle voertuie rondry, wat dalk 'n ryloper optel. Ek meen, motoriste word so geïntimideer en dit is al die hoeveelste vergadering wat die regering het met SANTACO om te probeer om 'n oplossing te vind vir die intimidasie, vir die geweld en dit blyk net om 'n paar maande goed te gaan en dan krop hierdie probleme weer op en dit regtig is 'n baie groot probleem in die Oos-Kaap. Nie net in die Oos-Kaap nie, ook hier in Gauteng is dit 'n gereelde gesig om te sien hoe 'n taxi-patrollie-eenheid, 'n private klomp ouens met glim baadjies te sien wat motoriste intimideer, wat meer as een persoon in 'n voertuig is en kwansous volgens hulle gesien word as iemand wat ander mense aanry teen betaling. Hulle neem net aan. En die goed wat ons al ervaar het hier in Gauteng, die skade wat aan privaat eienaars se voertuie aangebring word en teen intimidasie en die fisiese aanrandings wat gebeur. Dis skokkend om te sien. Ja, en as ons kyk na die wet, ons het die reg om te bestuur waarmee ons wil, ons het die reg om vryheid van beweging te hê en ons het soveel ander probleme in die land. Nou moet ons nog bekommerd wees dat ons op die pad gaan geïntimideer word deur 'n taksibestuurder. Ek voel soms partykeer ek is nie iemand wat baie road rage kry nie. Ek weet my man gaan nie saamstem nie, maar mens voel so half dat as jy by 'n taxi is, moenie road rage kry nie, moenie jou hoeter druk nie, moenie jou woede wys nie, want jy weet nie wat se reaksie jy gaan kry nie. Dorien, terug na verkeer en die pad en groot stakings gister in Gauteng. Ja, die Vryheidsfront Plus het gevra dat daar daadwerklik opgetree moet word teen die Ekurhuleni Metropolisie, wat met hul staatsvoertuie groot dele van belangrike paaie geblok het, onder andere die pad na die lughawe toe. Nou dit alleen is 'n geweldige ontwrigting in Johannesburg, soos julle sal weet. Ek kan my net indink hoeveel mense het vlugte gemis en die ripple effek wat dit gehad het en die feit dat hulle nie toegelaat mag word om te staak nie. Dit was 'n onwettige staking. Hulle is ongelukkig oor die vermindering van oortydtoelaag en onder andere baie ander dinge en ja, ek meen daar is soveel ander maatskappye wat nie eers 'n verhoging aanbied nie, wat nie eers oortyd betaal nie. So ek kan verstaan as mense ontevrede is, maar dis alweer die publiek wat die las daarvan moet dra, weer eens soos die taksies en mense wat laat by die werk aangekom het. So dit is nie iets wat mense wil sien van die metropolisiediens wat daar is om jou te beskerm nie. Een van die foto's in hierdie artikel wys ook waar 'n Ekurhuleni metropolisielid staan met natuurlik gewapen met sy glimbaadjie op die hoofweg langs 'n stilstaande voertuig wat die pad blokkeer, gewapen met 'n masker op. Nou sit jy en wonder, wat is hoe maak jy dit reg? Hoe spreek jy dit aan? Moet 'n mens dan na die polisie toe gaan?
Is die polisiediens dan verantwoordelik om 'n onwettige staking op te breek? Hoekom word dit nie gedoen nie? Of is die weermag dan verantwoordelik om 'n onwettige metropolisie staking op? Wat is die prosedure? Ek dink niemand van ons het 'n idee nie, maar almal van ons weet dit moet ophou en dan moet 'n plan wees, maar mens sien dit nie, dit word nie uitgevoer nie. Ek dink ook net aan die trauma wat motoriste daagliks mee deurgaan. Ek weet as ek moet ry en ek sien 'n polisieman met 'n masker en 'n vuurwapen, gaan ek dink is of 'n misdaadtoneel of dit is 'n misdaad wat op pad is om te gaan gebeur. Binnekort 'n misdaadtoneel wees, ja. Absoluut. So ons word permanent ontbloot aan trauma en selfs net 'n optog kan vir ons traumaties wees op pad werk toe. Ja, absoluut, Dorien. Terug na die buiteland en tiener is nou swaar gestraf. Hier is 'n 18-jarige tiener, hy is nou 19. Hy is gister in Engeland tot 49 jaar tronkstraf gevonnis. Nou, hy wou bekend gestaan het as die mees bekendste skoolmassamoordenaar in die wêreld. Hy het gaan kyk na veral Sandy Hook, die kleuterskool in Amerika waar soveel kinders doodgeskiet is. Hy het sy hele ding beplan vir Vrydag die 13de. Hy het eers sy ma en 2 susters vermoor met 'n vuurwapen en hy het ook aan al 3 van hulle 100 meswonde toegedien. En hy is toe op pad na 'n kleuterskool toe om toe nou verder sy planne deur te voer. Maar hy is toe nou gestop en in hegtenis geneem en toe nou gister gevonnis en die regter het baie harde woorde gehad vir hom. Wat vir my ook interessant was is dat tydens die getuienis en tydens die hofsaak het kenners gesê dat hy tekens toon dat hy op die autistiese spektrum is en nie dat dit 'n versagtende omstandighede is nie. Dit was wel vir my baie interessant dat hulle gevoel het om dit uit te lig tydens die verhoor, maar hy's nou 19 en hy gaan vir die res van sy lewe in die tronk bly. As 'n mens die artikel lees en jy sien wat hy eintlik beplan het, hoe haarfyn hy dit beplan het en hoe hy dit gedeel het met almal, hoe trots hy daarop was dat hy hierdie beplan het, dat hy vir sy familielede nadat hulle geskiet het selfs, het hulle nog steeds 100 meswonde toegedien en toe op pad was om juffrouens en 4-jarige skoolkinders te gaan skiet. Dit was sy plan en hy's gestop. As dit nie was vir die geraas wat gemaak is by die huis met die moorde by die huis nie, dan sou hulle hom nie gestop het betyds nie. Dit is absolute boosheid. Ek weet nie, dit is goed om te sien dat hy sit en mens hoop dat mense in Suid-Afrika wat ook skokkende moorde pleeg, ook lank sit soos wat hulle daar sit. Ja. Dan Dorien, tennis is stikkend. Ja, Novak Djokovic het 'n vakbond gestig nie so lank gelede nie en hy het so wat 20 spelers wat deel is van sy vakbond. Die enigste naam wat ek ken is Ons Jabeur, die voormalige Wimbledon kampioen. Nou, hulle wil nou regsaksie neem teen die WTA, die ATP, die internasionale tennisfederasie, selfs die tennis integriteitsagentskap. Nou hier is die dinge waaroor Djokovic en sy vakbond kla. Hy sê dat die welstand van spelers word nie belangrik genoeg geag nie. Hy sê hulle kry ou tennisballe om mee te speel. Hy sê dat hulle onderwerp word aan middernagtelike dwelmtoetse sonder dat hulle regspanne teenwoordig is. Hulle elektroniese toestelle word deurgegaan, hoekom sal ek nie weet nie. Ook dat met die rangsisteem word hulle dan ook beperk oor op watter toernooie hulle kan deelneem. Hulle het gekla dat hulle in weerstoestande moet speel van tot en met 37 grade Celsius en ook wedstryde wat 3 uur in die oggende klaarmaak. So daar's nogals baie interessante aantuigings wat gemaak is en die tennisorganisasies het dit betreur en gesê hulle gaan hierteen veg. Het sal interessant wees om te sien of daar eintlik iets gaan gebeur. Ek wil amper sê hoeveel mag hierdie spelers teenoor die organisasies en wat die, jy weet, einde daarvan sal wees. Ja? Ons moet dalk die vraag vra, werk hulle vir die toernooie? Werk hulle vir die tennisverenigings in effek? Is hulle werknemers? Of is hulle kontrakteurs? Of as mens dan professioneel daarna wil kyk, dan moet jy seker as 'n professionele persoon sekere verantwoordelikhede nakom en sekere voorwaardes hê. Ek vra maar net, mense moet daarna kyk maar. Ek dink dalk
dis maar soos 'n akteur. Jy werk vir jouself, jy het 'n agent en jy het 'n afrigter en jy wil natuurlik soveel as moontlik speel waar jy die maksimum hoeveelheid geld kan wen. So ek dink in hierdie instansie voel hulle beperk. As jy op die ranglys geplaas word nommer 40, kan jy nie aan sekere toernooie deelneem nie byvoorbeeld. En hulle sê ook dat daar met prysgeld onderhandel word sodat die spelers werklik uitgebuit word. Ons sal maar sien. Interessante benadering van Djokovic. Dit klink nogal so 'n bietjie soos toneelspeel en akteur wees. Dit sal interessant wees om te sien, ja, wie kom bo uit. Dan SA bepleit 'n ooreenkoms. Almal wil net geld hê en ek verstaan dit. Ons gaan deur moeilike tye. Nou is dit die vlieëniers wat op 'n go slow is. Dit beteken nie hulle vlieg stadiger nie. Dit beteken maar net dinge gaan 'n bietjie stadiger op die grond en SAA is baie bekommerd en hulle grootste ding is hulle wil net hê dat vlugte so normaal as moontlik moet plaasvind. Hulle het 'n finale loonaanbod gemaak aan vlieëniers op die 5de Maart. Hulle sê hulle kan werklik nie hoër gaan nie. Hulle kan nie. Hulle blameer hoër brandstofpryse, die rand-dollar, die kompetisie wat tans in die mark is en dan ook die probleme wat SAA het in die afgelope tyd. So ons sal sien wat hier gaan gebeur met vlieëniers wat ook meer geld wil hê en nie die aanbod wil aanvaar nie. Ja, dit was interessant. Ons het so 'n week of terug, 2 of terug daar gesels oor die hoeveelheid wat hulle wou gehad het van die vlieëniers. Nee, dit was verlift geweest, ja. Was verlift. Ag, nie lift nie, fly safe. Ja, en dit was dubbel syfers, maar redelik hoë dubbel syfers geweest wat ons nogal gesê het, is dit regtig haalbaar om vir iemand so groot verhoging te gee? En ek dink nou selfs met hierdie vlieëniers en ook ek dink is almal dink aan SA en dan dink ons aan die probleme. Ons dink aan 'n skip wat iemand binne sit met 'n emmertjie en solank die water uitgooi, ja. Ja, so dit sal interessant wees om te sien wat daar gebeur. Dan Dorien, vandag eindig ons af met stroomdienste, onwettige stroomdienste. Ek gaan nou nie vir die kykers vra by die huis om hulle hande op te steek nie, maar ek weet daar is baie wat ek sê IPTV en Waka TV op hulle televisies afgelaai het. Dit is onwettig en DStv is nou besig om daadwerklik hierdie probleem aan te spreek. En as jy skuldig bevind word, kan jy beboet word of jy kan tronkstraf opgedien word. So, wees baie versigtig as jy Waka televisie of IPTV op jou smart TV afgelaai het. Ek weet met die wêreldbeker, die laaste wêreldbeker rugby, het baie mense dit gedoen en ek kan vir jou sê, die geld was nie die moeite werd nie. Ek praat namens iemand anders. Die geld was nie die moeite werd nie, want die lewendige wedstryde het heeltyd gehak en jy kon op die einde van die dag nooit werklik die regstreekse uitsendings kyk nie. So, hulle het geld gevra by kykers en hulle kon nie werklik die produk lewer nie, want dit is onwettig. Interessante daai. Dorien, baie dankie vir die saamgesels. Jy moet 'n heerlike dag hê en 'n lekker menseregte dag môre. Dit is Dorien Loupsher, bly gerus ingeskakel, net hierna gaan ons voort. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.